Goeiemôre gemeente. Baie welkom almal van julle hier vandag. Dit is lekker om julle te sien. Behalwe die bloubulle ondersteuners. Dit is minder lekker om te sien. So glo my, ek het al by almal gehoor vanoggend die WP het verloor. Dankie dat julle so aan my dink om dit vir my te sê. Ek waardeer dit nie, maar dankie. Kom ons goed gevindig, almal rondom ons sê net vinnig vir almal hallo, vra die naam as jy nie ken nie. God, niemand kan sonder u goedheid leef nie. U pas almal op wat by u kom wegkruip. U liefde vloei soos 'n rivier oor ons hele lewe. U gee vir ons meer as wat ons nodig het. U is baie goed vir ons. U is ons lewe. U is die lig wat ons lewenspad verlig. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Soos ek reeds gesê het, vanoggend gaan dit oor meer in die sin van om te praat, om te praat met jou mond, maar tog weet ons ook, deur jou dade, deur jou werke, kan mense en moet mense sien, dat ons kinders van die Here is. Ons lees uit Matteus 5, vers 14 tot 16 as wet, maar dit hang dan ook saam met die boodskap. Daar staan, julle is die lig vir die wêreld. 'n stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. So ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander. En dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Net tot sover. So 'n kort stukkie weet, almal ken hierdie deel in die Bybel redelik goed, maar dit begin om te sê, julle, ons is die lig vir die wêreld. Het jy al daar gedink? Ek en jy is die lig vir die wêreld. En 'n lig moet dan op 'n lampstander gesit word, sodat almal van hierdie lig kan kry, dat almal hierdie lig kan sien. En dan die vraag wat ek daar uit myself afvra, skyn my lig, sodat almal kan sien. En dan hierdie laaste sinnetjie, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Ons lig moet so voor die mense skyn, dat hulle dit sien, en dat ons Vader daardeur verheerlik sal word. Nie dat ek en jy nou moet geroem en geprys word nie, maar dat ons Vader deur dit verheerlik kan word. So, uitdaging vir die week wat kom, om die besluit te maak, dat ek my lig sal laat skyn, dat ek my dade sal laat wys, dat ander mense kan sien, ek is 'n kind van die Here. So, ek gaan vra dat ons stil word. Jy weet nou die week of 2 wat verby is, vra jouself die vraag, het my lig die week of 2 wat verby is geskyn? Indien nie, om vir die Here te vra, Here help my, dat dit wat voor lê, dat ek my lig sal laat skyn, dat u naam verheerlik sal word. So kom ons raak so stil, asseblief vir 'n half minuut. Dankie Heer, dat ons lig kan laat skyn. Here, mag U deur ons werk, dat almal kan sien, dat ons aan U behoort. Amen. Kom ons, sluit ons oë vir 'n gebed. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie vir die voorreg om vanoggend te kan saam wees. Here, ons dankie vir die voorreg om saam met mekaar te kan wees, saam met U te kan wees, om ook vandag U boodskap te kan ontvang. En Here, ons kom bid vandag, Here, mag U Gees vandag in ons harte werk.
Here, dat ons sal hoor wat U sê, maar Here ook dat ons vandag iets van U teenwoordigheid ook sal beleef. Ons bid dit, Here, in U naam alleen. Amen. Ek het, van julle ken hom dalk, maar dis dalk nou bekende een, maar bly maar vir my mooi, van die oom wat by die wegneem ete plek, gaan staan in die ry, en hy koop vir hom en die tannie, koop hy 1 hamburger, 1 pak chips, en dan 1 koeldrank. So, nou vat hy die goedjies, gaan aan die tafel toe, en hy vat dan nou die burger, en hy deel hom in die helfte, chips in die helfte, en hy sit dan nou die tannie sy helfte burger en chips voor haar neer, sy helfte en burger en chips voor hom neer, die koeldrank is in die middel, een vat 'n sluk, ander een vat 'n sluk, een vat 'n sluk, ander een vat 'n sluk, en almal rondom hulle dink nou maar, joh man, hierdie oom en tannie is 'n bietjie arm. Jy weet, hulle kan nou net een ete bekostig, en daarom kom daar nou klomp en sê maar kan hulle nie nog 'n ete koop nie. En die oom sê vir hulle, nee, ons deel alles. En dan drink hulle 'n slukkie, drink 'n slukkie, drink 'n slukkie, drink 'n slukkie, en so begin dit nou dan, die oom begin sy burger eet. En jy weet nou, dis nou nie 'n haastige proses nie, vat 'n happie, vee mond af, vat 'n happie, vee mond. So nou is dit hulle 5 of 10 minute wat die oom sy burger eet, sy chippies eet, en die tannie sit nou net aan die ander kant van die tafel. En nou begin die mense eers, wat gaan nou aan? En nou kom die een jongman na haar toe, en hy sê, tannie, wat is fout? Hoekom eet tannie nie? Sy sê, nee man, ek wag net vir my beurt met die tande. So, ek weet nou nie of julle so goed deel soos hulle nie, maar dis 'n mooi voorbeeld om te volg. Maar die ding is jy iemand wat graag deel? So dink 'n bietjie, is jy iemand wat graag met ander deel? So nou hang dit natuurlik af wat, nê. So vir my kinders wat sweets en goed aanbetref, dis 'n nee. So jy moenie dink dat Simonay sal sommer 'n goed kamer toe vat, jy kan nie kry nie. Mia hy skryf haar naam op alles in die yskas sodat jy dit nie moet eet nie. Maar onthou nou, dit wat ek koop is onsing. Wat sy kry is hare. So dis nou hoe dit werk, nie. So jy moenie dink jy kry 'n happie nie. So wat Simonay nou die dag in Bloemfontein koop 'n tannie vir een van daai lekker daai Woolworths, daai chuckles of wat, daai groot chocolate. Ek het soveel gekry, ouens, soveel. So jy weet, ons deel nie graag nie. So dit kan nou wees soos met kos. Ou gaan nie graag jou kos met iemand deel nie. Val my slap chips, deel jy dit met iemand nie. Dit kan oor lekker goed wees wat jy nie met ander wil deel nie. Met kleintjies speelgoed. Jy weet as jy nou by die dagsorg en so is dat kinders hou nie van speelgoed deel nie. Dis mos nou myne. Ek speel daarmee, nie jy nie. So dit gebeur, nê? Richard, is ek reg? So ons deel nie altyd alles nie, dis mos nou myne. Maar daar's baie ander goed ook. As jy dink, deel ek my kennis, ander vraag om te vra, deel ek my liefde, my omgee met ander. So is ek iemand wat hou van om te deel. Of is ek iemand wat meer, jy weet, op myself gefokus is en die res pla my nie baie nie. Maar nou kom dit by die kruks uit. Deel ek my geloof met ander. Dink 'n bietjie mooi hieroor. Dit is 'n vraag wat ons baie maklik kan antwoord en sê ja, maar as ons eerlik is, baie keer doen ons dit nie. Wanneer laas het ek en jy met iemand oor die Here gepraat? En kom ek maak dit makliker. Wanneer laas het ek getuig oor wat die Here vir my beteken? Vir te preek nie, hoef nie vir hulle goed te sê en sleg te maak nie. Wanneer laas het ek getuig van wat die Here vir my doen, wat die Here vir my beteken, die verskil wat die Here in my lewe maak? Is dit iets wat ons graag doen? En ek dink dis waar ons as Christene, jy weet, baie keer semi-skuldig is. Ek het al baie mense sal vir jou sê, ek onthou langtydig by die skoolverwisselingskamp, as jy met die kinders werk, dan die gevoel is, maar daar's mos predikante, daar's evangeliste, daar's mense wat die jobs het om dit te doen. So ek hoef dit nie te doen. Maar die realiteit is dat dit is ons almal se werk.
getuig ek van die Here waar ek gaan. By die huis, waar dit die belangrikste is, getuig ek by die huis van die Here. Praat ek oor die Here. Kry hy plek in my huis, by my werk, by my vriendekring, by my familiekring, deel ek my geloof. Praat ek oor die Here en wat die Here vir my beteken. Hierdie sê, ek weet nie wie J. John is nie, maar hy sê, unfortunately, too many Christians are like Arctic rivers. They are frozen at the mouth. Dis nou wat iemand sê, nie ek nie. Hy sê net, baie Christene, jy weet, as dit by getuig kom, is hulle doodstil. Praat nie met iemand nie, sê nie vir iemand nie. En die vraag vandag vir my, doen ek dit? Jy weet, ons gee ons harte vir die Here, ons is bly oor ons geloof, dit maak ons opgewonde, maar dis baie keer waar dit bly. Deel ek wat ek in my hart het. En vandag se teks kom wys dit op 'n besondere manier. Ek moet sê, ek het nog nooit na die teks so gekyk nie. Dis treffend waar jy sien waar iemand dit ontvang, maar gaan deel. Doen ek en jy dit? So kom ons lees vandag ons teks, dis 'n bietjie langer as gewoonlik, dis so 8 of 9 verse, bietjie langer, maar dit is 'n verhaal, baie mooi, julle ken die teks, hopelik, maar ons fokus vandag op 'n deel wat nie baie stil gestaan word nie. So Johannes 4, 25 tot 30, en dan vers 39 tot 42. Die vrou sê toe weer, ek weet dat die Messias kom. Die Grieke praat mos van hom as Christus. Nou ja, wanneer hy kom, sal hy vir ons al die nuwe dinge kom vertel. Toe sê Jesus vra, ek is die redder, die Messias, wat nou met jou praat. Net toe kom sy disippels daaraan, hulle was nogal verbaas toe hulle Jesus met die vrou sien gesels, maar het nie 'n woord gesê nie. Nie een het eens vir haar gevra, wat soek jy, of vir hom, waarom praat u met haar nie? Die vrou is so terug dorp toe, sonder haar water kry. Kom gou, het sy die mense geroep. Ek het 'n vreemde man raakgeloop, wat my hele lewensverhaal vir my vertel het. Kom kyk, is hy nie dalk die Christus nie? Die mense het nie op hulle laat wag nie, maar is in raas uit die dorp uit na hom toe. Baie Samaritane uit daardie dorp het in Jesus geglo. Die vrou het mos aan hulle vertel dat Jesus alles van haar geweet het. Dit het hulle oortuig. Die Samaritane is toe na Jesus toe, hulle het by hom aangehou om by hulle te kom oorbly. Jesus het toe 2 dae daar by hulle gebly. In die 2 dae het Jesus verder met hulle gesels. Nog baie meer van hulle het toe tot geloof in hom gekom, op grond van wat hy gesê het, en hulle het vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat hy vertel het nie, want ons het self na hom geluister, en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Net tot sover. Nou hierdie is vir my 'n wonderlike teks. In 'n deel wat ek nog nooit regtig so baie na gekyk het nie, maar ons almal ken die verhaal van Jesus wat by die put, en dat die Samaritaanse vrou dan aan die put kom om water te skep, en Jesus begin die gesprek en vra, kan ek by jou water kry? En so gaan dit dan na geestelike water toe. Dat Jesus begin praat oor homself. En dan sien ons in hierdie deel, dat hulle uitkom by die punt, dat sy praat oor die Messias, oor die Christus, die redder, en dan sê hy vra, maar dit is ek. So daar gebeur iets in hierdie teks. Nou, baie ouens gaan nou baie stil staan by dit, gaan net vinnig vir julle vertel, in daai tyd, Samaritane, jy weet, en Jode was nou nie baie lief vir mekaar nie, en dan weet ons ook, sy was nou 'n vrou gewees, en die man sit nie somme op straat so met die vrouens gesels nie, op 'n put met 'n vrou gesels nie, en dan ook, hulle sê, dis nou die geleerdes nie, ek nie, gelukkig, hulle sê die vrou het op die middag, op die warmste tyd gaan water skep, wat eintlik nie die gebruik was nie. Maar hulle sê as gevolg van haar agtergrond, dat sy 5 mans gehad het, en dan nou nog 'n 6de man, was sy skam.
So sy wou nie regtig met die ander vrouens praat en meng nie, so sy het op haar eie gegaan. So sy sit met 'n gebrokenheid, met 'n stikkendheid, met 'n sonde in haar lewe, maar Jesus praat met haar. Hy reik uit na haar, wat ons klaar iets kom leer van genade. Ander mense sou nie vir haar kans gee nie, Samaritaan, vrou, sondige vrou, 5 mans wat sy gehad het, sy bly saam met 'n 6ste man wat nie haar man is nie, so meeste sou haar afgejak het. Jesus maak tyd, Jesus kom selfs met haar, en dan sien ons, hierdie teks vorm 'n mooi verhaal. En dan sê hy vir haar, ek is die redder, die Messias, wat nou met jou praat. So, die meeste sê, hier gebeur iets in haar. So, Jesus is die lewende water, praat met haar, dit raak haar, hy sê hy is die Messias, hy sê hy is die redder, en dan gebeur die volgende. Die vrou is ter dorp toe, sonder haar waterkruik. Nou, dis iets wat ek nou maklik so gemis het, ek is eerlik, wat belangrik is. Baie ouens sê, dis simbolies, sy los nou haar ou lewe agter haar. En sy begin nou hierdie nuwe fase van haar lewe, wat baie mooi is. Maar vir my wat mooi is dat, jy weet, sy het nou gehoor. Dis so belangrik vir haar, dis so mooi vir haar, sy vergeet van die kruik. Sy wil dorp toe. En wat gaan doen sy in die dorp? Sy sê vir hulle, kom gou. Sy nooi al die mense, sê kom gou, ek het hierdie man ontmoet, hy weet alles van my, is hy nie die Christus nie, kom. En dan sien ons dat die mense in die dorp in 'n haas daartoe gegaan het. Wat wonderlik is, hulle sien die dringendheid van die saak raak. Nou dink ek met myself, hierdie vrou kon gewag het. Sy het nou hierdie nuus gehoor, maar hoekom nou haastig wees? Jy weet, hoekom nou die mense gaan aanjaag? Ek gaan ons later vertel. Maar sy het hierdie goeie nuus in haar hart en sy kan dit nie hou vir haarself nie. Toe sy inkom by die dorp, sê sy klaar vir hulle, kom gou. Hierdie vrou wat skaam was vir mense, wat skaam was oor haar verlede, wat skaam was oor haar sonde, ontpop en sê vir hulle, kom luister. Kom hoor wat hy sê. En dan sien ons dat hierdie mense in haas na Jesus toe gaan. Dis nie asof die mense sê, ag man, jy weet, ons sal môre gaan luister, of later gaan luister nie. Hulle stroom na Jesus toe. Want hierdie man ken haar verhaal, hy weet wie sy is, hy sien dieper raak, en hulle gaan na hom toe. En dan sien ons die effek dat baie Samaritane het in Jesus begin glo. So baie van hulle het tot geloof gekom, baie van hulle het hom leer ken, wat besonders is. Ja, dit het begin by haar getuienis, maar dan sien ons dat hulle so aangeraak is, hulle oorreed om 2 dae te bly, hy praat met hulle hoor wat hy sê, en dan getuig hulle aan die einde, ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Dit alles begin by die vrou by die put. Al hierdie mense wat tot geloof kom, al hierdie mense wat besef, Jesus is die verlosser, dit begin by haar. As sy stil gebly het dit nie gebeur nie. As sy nie die goeie nuus gaan deel het nie, het hierdie mense nie na Jesus toe gedraai nie. Ons kan dit maklik mis. Die effek wat een sondige vrou, Samaritaanse vrou, die effek wat sy gehad het. Dis eintlik baie wow. En dan dadelik kom die vraag na my toe, wat van ons? Wat maak ek met hierdie verhaal? Hierdie is 'n ware verhaal. George Sweeting vertel die verhaal in sy boek No Guilt Guide for Witnessing. Hy praat van John Fourier. Nou, in kort, hy sê John Fourier het moord gepleeg. Tronk toe, vir lank, en toe is hy op 'n plaas laat werk. Jy weet, tot hulle hom dan nou vryskeld. So hy gaan werk, bitter hard op 'n plaas, amper soos 'n slaaf gaan werk hy, maar
hy word toe vrygestel. Jy weet, hulle laat sy vonnis tot niet gaan, hulle stuur 'n boodskap, maar die boodskap kom nie by hom uit nie. Hulle sê 10 jaar later, die boer is al oorlede, hy het nog steeds gewerk, 10 jaar later, kom hulle agter, maar hy het 'n fout gekom. Hierdie man werk steeds, soos 'n slaaf, maar hy is al 10 jaar gelede is hy al vrygestel. En hulle toe vir hom gaan sê, maar George Whiting vat aan hierdie storie en hy sê, hierdie man het hierdie goeie nuus, maar hy het dit nie ontvang nie. Dis nie met hom gedeel nie. En om dit toe te pas op my en jou, ons het hierdie goeie nuus, maar ons deel dit nie. Dink 'n bietjie daaroor. Die beste, die wonderlikste, die grootste nuus in die wêreld, dat Jesus ons verlosser is, ek en jy het dit. Maar wat maak ons met dit? So, dis wonderlik om dit te beleef. Jy eien dit. Maar tog moet ek dit vir ander ook gee. Moet ek dit met ander ook deel, dat hulle ook kan deel wees van dit. Maar baie keer is dit juis waar ons dit nie doen nie. Hulle vertel die verhaal, hulle noem nie sy naam nie, 'n man wat in Ierland was, ek dink hy is toe Skotland toe, hy het by 'n fabriek gaan werk, dis nou in 1859, hulle sê in die fabriek het 1300 mense gewerk. Hy het 600 mense na Jesus toe gelei, net deur te vertel wat Jesus vir hom gedoen het. Nie gepreek nie vir hulle gesê wat hulle verkeerd doen nie, hy het net vertel wat Jesus vir hom gedoen het. 600 mense tot bekering gebring. Een mens. Julle almal, ek weet nie of julle onthou van Jane Marsweski, ek sê daar verkeerd, Nightbird, sy het gesing by America's Got Talent so klompie jare terug, 'n kanker gehad, sy is toe kort daarna oorlede aan kanker, maar wat vir my mooi was, hierdie vrou is siek, siek met kanker. Sy kon gesê het, maar weet jy wat jong, ek is siek, laat iemand anders dit doen. Maar sy het gaan sing en getuig van Jesus. Sy het gepraat van Jesus en wat Jesus vir haar gedoen het, wat hy vir haar beteken het. Sy het hierdie boodskap gedeel met ander, al was haar omstandighede nie lekker. Sy het getuig terwyl sy die kans gehad het, wat kosbaar is. D.T. Niles het gesê, en ek hou van dit, ek weet, evangelisasie is net een boemelaar, wat vir 'n ander boemelaar vertel, waar om brood te kry. Is nogals my baie mooi toe ek dit lees, nie. Een boemelaar wat vir 'n ander een sê, waar om brood te kry. Die lewende brood, Jesus, ek en jy is boemelaars, wat vir die ander vertel van hom. Ek het, 2 verhaaltjies wat ek wil vertel. Julle gaan my nie glo nie, as ek na Sondagoggende vroeg begin werk, dan kom maar soos baie nuwe goed na jou toe, en dan werk jy nog goed by, wat nog nie altyd noodwendig nodig is nie, maar wat vir my treffend is. Maar eerste verhaal is van D.L. Moody. D.L. Moody, julle almal weet wie hy is, hy het 'n verbond gemaak met God. Hy het gesê, hy gaan elke dag vir iemand getuig van Jesus. Hy sê een aand, toe se 10 uur, toe kom hy agter, maar hy het nog nie vandag getuig van Jesus. Ander mense sou dit maar gelos het, maar hy sê 10 uur is hy die huis uit en hy straat toe, om iemand te kry. Hy kry toe 'n man wat onder 'n lamppaal staan, en hy vra vir die man, weet, is jy 'n Christen, ken jy vir Jesus? En hy sê, daai man raak kwaad, verskriklik. Die man wil hom te lyf gaan. En hierdie man was baie ongelukkig. Hulle sê dan ook, daarna het hy na een van die ouderlinge by die kerk toe gegaan en gesê, hulle moet van Moody ontslae raak. Hy maak net moeilikheid. En die ouderlinge het met hom gaan praat en gesê, jong Moody, jy moet 'n bietjie rustiger wees, kalmer wees, moenie so wild wees nie. 3 maande later is daar in 'n aand 'n klop aan die deur wat hom wakker klop. Toe sit hierdie man. En hierdie man sê vir hom, weet jy wat, sal jy my help om Jesus te ontvang? Want van daai aand wat jy vir my gekry het by daai straatlig, het ek nie rus vir my siel. En Moody het hom na die Here toe gelei, en hierdie ou het toe met kinders by die kerk hard begin werk. Wat vir my mooi is, Moody kon 10 uur die aand gesê het, jong,
Ek het nou vir die Here gewerk vandag. Ek het mos nou my deel gedoen. Regtig, daar's mos baie ander mense, hulle kan gaan praat. Ek gaan nou nie 10 uur in die aand vir iemand gaan vertel nie. Maar hy doen dit. En kyk die impak wat dit gemaak het. Treffend. En ek dink iets wat ons kan beleer oor die bereidwilligheid om te gaan deel. Wat ek en jy baie maklik vergeet. Nou die verhaaltjie wat ek vanoggend gekry het, wat ek bly is oor, die verhaal van Albert McMacken. Nou, Albert McMacken in 1934 het tot bekering gekom. En hy is so toe aan die brand vir die Here, dat hy nie anders kan, hy nooi die hele tyd mense na kerkbyeenkomste toe. Hy nooi almal wat hy kry. En hy vat hulle met sy trok na die byeenkoms toe, dat hulle van Jesus kan hoor. Nou hulle sê een jong boerseun, hy probeer die man ook by die kerk kry, die man wil niks weet, jong man. Hy sê hierdie jong man, hy was 'n mooi man gewees, hy het net te doen met die girls. Jy weet, girl op girl, en hy het hard gewerk, maar hierdie ou wil niks weet nie. Hulle sê uiteindelik kry hy toe die jong man om kerk toe te gaan, maar met een voorwaarde, die ou wil bestuur. So hy het hom toe laat bestuur die trok, dat die ou net by die kerk kan kom. Hulle sê, toe hy by die kerk kom, het dit hom so aangeraak. Hy het die hele tyd bly gaan, en daardie man is Billy Graham, wat duisende mense vir die Here gewen het. Dit begin by Albert McMacken. Nou, die verhaal word mooi afgesluit. Die verhaal sê, nie elkeen van ons kan 'n Billy Graham wees nie, maar elkeen van ons kan 'n Albert McMacken wees. Onthou dit. So in kort julle, wat leer ek by die vrou by die put? Iemand wat die goeie nuus ontvang het, en dadelik die goeie nuus gaan deel het. Ek hou dit nie vir myself nie. Mag ek en jy besef vandag opnuut die goeie nuus wat ons het, die verlosser van die wêreld, Jesus, ons het hom. Kom ons gaan deel hom met ander mense. Amen. Kom ons sluit ons oor. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie dat ons vandag hierdie boodskappe U kan ontvang. Here, ons kom bid vandag dat die Gees so in ons sal werk, dat ons op meer sal vertel. Here, dat ons meer sal deel, dat ons meer sal getuig van U goedheid in ons lewens. Here, dat ons vir ander mense sal sê wat U vir ons gedoen het en wat U steeds vir ons doen. Here, mag U elkeen van ons gebruik as instrumente, as liggies wat gaan skyn in die wêreld daar buite. Here, help ons om 'n verskil te maak in die wêreld rondom ons. Here, dat ons die goeie nuus sal geniet, maar ook dat ons dit sal deel. Here, mag U ons as gemeente gebruik, Here, dat ons as kerk ook skyn na die wêreld na buite, dat mense U kan leer ken. Here, ons bid dit alles in U naam alleen. Amen. Mag die Vader julle beskerm en lei. Mag die Here Jesus in sy liefde en genade binne julle leef, en mag die Heilige Gees julle inspireer tot diens aan God, aan julle medemens en ook aan mekaar. Amen.